Shalom geseëndes, dis 'n pragtige Dinsdagoggend. Ek eer die lewende God en ek is so dankbaar dat jy ingeskakel is op hierdie besonderse dag. Ek wil vandag met jou kom deel uit die woord uit. Dit wat 'n spesifieke persoon gedoen het en hoe ek en jy nou natuurlik dieselfde kan doen om sodoende geseën te wees onder die hand van Jahwe ons Elohim. Daar is 'n gedeelte in die woord as jy gaan kyk na Daniël hoofstuk 5. Dan sal jy sien, hy praat spesifiek van Daniël, dat Daniël het 'n voortreffelike gees gehad. Eers my hartsbegeerte is om soos Daniël te wees, wat 'n voortreffelike gees het in alle aspekte. En nou is daar in Daniël hoofstuk 6 is daar iets opgeteken, wat ek gou met jou wil deel. Nou, hou in gedagte, dat Daniël het 'n voortreffelike gees gehad. Nou kom daar ouens wat in opstand kom teen Daniël. En hulle wil 'n aanklag bring. En net soos wat dit baie keer gebeur ook in jou lewe, jy's dalk by die werk, jy het dalk kollegas om jou en daai kollegas sien jou as 'n bedreiging. Net soos wat hulle met Daniël gedoen het. En hulle wil 'n aanklag teenoor jou bring. Nou luister gou wat gebeur hier. Kyk gou wat gebeur. In Daniël hoofstuk 6 vers 6. Daarop het die manne gesê, ons sal teen Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie. Sy dit ons teen hom vind in sy godsdiens. So hier kom die manne en hulle erken. Hoorie, so ons het vir Daniël geondersoek. Ons het so 'n bietjie gekyk hoe funksioneer hy. Ons het geluister hoe praat hy, ons het gekyk na sy werk, ons het gekyk hoe funksioneer hy en ons kan geen enkele grond vir 'n aanklag vind teen Daniël. Yes, is dit nie amazing nie? Is dit nie amazing nie? Nou wil ek jou vra, was Daniël 'n kind van Jahwe? Verseker. Verseker. Is jy 'n kind van Jahwe? Dink so 'n bietjie daaroor. Hoekom vind ons as mens dit baie keer so moeilik om in absolute geregtigheid te wandel? Hoekom vind ons dit baie keer so moeilik om reg op te tree in alle aspekte? En baie sal dalk sê, ja, maar dis 'n ander tyd. Daar is 'n ander tyd waarin Daniël gelewe het as in vandag se tyd. In vandag se tyd het ons die gees van Jahwe in ons. Ons het vandag die woord wat tot ons beskikking is. En Daniël het net gegaan op dit wat hy geleer het en sy verhouding met die lewende God. En Daniël het 'n voortreffelike gees gehad. Hoekom? Want hy het Jahwe gevrees. Hy het daai mindset gehad om te sê, daar is niks wat ek gaan doen wat die lewende God sal teleurstel. Niks. En hy het dit gedoen in sy werk, hy het dit gedoen in hoe hy funksioneer, hoe hy mense hanteer. So kan ek en jy dit ook doen? Absoluut, verseker. Ons sal dit ook kan doen. Want die woord sê uitdruklik dat Daniël het 'n voortreffelike gees gehad. 'n Gees van wysheid en insig en raad gehad. Hy het 'n voortreffelike gees gehad. En my hartsbegeerte is dat jy ook 'n voortreffelike gees sal hê, want as ons behoort aan Yeshua, ons verlosser en saligmaker, gekoop deur die bloed van die lam, sy gees inwonend in ons en sy woord byderhand, dan moet ons mos geseënd wees. Dan moet ons mos 'n voortreffelike gees hê. Want daar is nou natuurlik gawes en eienskappe of die vrug van die gees wat in ons lewe moet wees. En daardie vrug, daai eienskappe van die vrug van die gees en die gawes van Heilige Gees bring ons in 'n posisie waar ons gunstig is voor Jahwe ons Elohim. Dit bring ons in 'n posisie van autoriteit en gesag. Dit bring ons in 'n posisie waar ons voortreffelik kan funksioneer met wysheid en met insig. So hoekom skiet ons tekort? Hoekom skiet ons tekort? Ek dink baie keer maak ons die keuse. Ek dink baie keer is die druk van hierdie lewe dalk te veel en ons struikel dalk te maklik, in steede daarvan om vas te staan op die woord van Skepper lewende God. En as die woord sê, hulle kon by Daniël geen aanklag gevind het nie, mag dit ook so wees by jou. Mag dit so wees in jou huwelik, mag dit so wees in jou verhouding met jou kinders, by die werk, in die besigheid, in alle aspekte. Mag dit so wees. Mag dit so wees, dat hulle geen aanklag teen jou kan vind nie. En dit is hartseer om te sien dat soveel mense lewe een ding, hulle lewe een manier
aan die buitekant en wanneer hulle inkom by gelowiges en by die samekoms, dan praat hulle iets anders en hulle leef iets anders. Nee, ons moet 'n standvastige lewe hê soos wat Daniël gehad het. Ons moet 'n voortreffelike gees hê en dat geen mens ooit aan ons of vir ons 'n vinger kan wys om te sê, weet jy wat, hy skiet hierin tekort, hy skiet daarin tekort, hier's 'n aanklag, daar's 'n aanklag. Maar dat ons waarlik God sal verteenwoordig op hierdie aarde. Want ons behoort mos aan hom. Jy dra sy naam, jy verkondig dit, jy bely dit. En as jy dit bely, dan moet jy in excellence funksioneer in alle aspekte van jou lewe. Nou ja, mense, baie dankie dat jy ingeskakel was en ek glo en vertrou dat hierdie woord vir jou 'n aansporing sal wees om te staan op geregtigheid en te doen wat Daniël gedoen het en dat hy 'n voortreffelike gees begin ontwikkel het en dat jy dit ook sal ontwikkel en dit sal uitvoer in hierdie lewe. Van my kant af, Rian Abri, dis altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Mag jy 'n geseënde Dinsdag hê. Tot volgende keer. Shalom.